Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Handelinge hoofstuk 9, hier vanaf vers 1 tot en met vers 19. Ons het die voorreg om binne die ring van Tulbagh, die gesamentlike ring tussen ons en die VGK, asook die ring van Woester, 'n 40 dae reeks te begin met die tema op pad. Verlede Sondag was inleidend gesels en die gedeelte wat gelees was die gedeelte waar Jesus hom openbaar aan die Emmausgangers. Nou weet ons dat Jesus vir Kleopas en sy medereisiger ontmoet het. Hulle oë was verhinder om vir Jesus raak te sien, dood eenvoudig omdat hulle so gekonsentreer het op die verlies wat hulle ervaar het met die afsterwe van Jesus, dat hulle vir Jesus nie kon raak sien nie. En dis eers by die huis met die breek van die brood waar hulle oë dan ook geopen is en waar hulle dan ook vir Jesus kon herken. En verlede week is dit dat die Here vir ons sê dat elkeen van ons op 'n verskillende pad stap met die Here, maar dat ons nie alleen is nie, maar dat die Here betrokke is op hierdie lewenspad wat elkeen van ons stap. Die metafoor wat ons gebruik vir hierdie 40 dae is brood. En ons het in verlede Sondag verskillende brode by die deur gesit. Julle kon elkeen 'n stukkie vat en die verskillende brode het eintlik verteenwoordig dat ons uit verskillende mense is en dat elkeen van ons se pad uniek is. Ons het vanoggend die voorreg om ook nagmaal te gebruik in die erediens en daarom wil ons ook sommer net met die breek van die brood vir julle herinner daaraan dat God met ons se pad stap en dat hy betrokke is in elkeen van ons se lewe. Ek wil vanoggend 'n paar verse lees uit Handelinge 9, die baie bekende gedeelte met die bekering van Saulus. Daar staan intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om volgelinge van die Here met die dood te dreig. En dan lees ons hier in vers 4, toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. En dan lees ons hoe dat die Here ook Ananias homself aan Ananias openbaar. En dan hier lees ons die volgende woorde. Toe sê die Here vir hom, vers 15, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. As 'n mens gaan kyk na die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Saulus ook 'n pad stap wat hy dink 'n pad is wat die Here eer en dien. Ons weet dat hy as Jood die Christene vervolg het, intens vervolg het, en dat hierdie skrifgedeelte vir ons eintlik kom wys hoe dat die Here dan hom verander en hoe die Here hom gebruik om te vra, maar is jy op God se pad of op jou eie pad? En daarom lees ons hoe dat die Here hom dan gebruik en toerus en bemagtig as getuie ook vir hom teenoor die heidene nasies. Nou as 'n mens kyk na die boek Handelinge, dan is daar twee fokusse. Die een is die vestiging van die kerk in Jerusalem, waarvoor ons dan veral in Handelinge 1 en 2 lees, maar dan ook lees ons dan ook die vestiging van die kerk in die wêreld. En mense dink baie keer dat die betrokkenheid in die wêreld uiteindelik eers begin met Paulus se sendingreise. Maar tog begin dit hier in hoofstuk 9. Dit gaan oor 'n vervolgde wat die Here hier ontmoet en hoe die Here hom verander en hoe die Here hom dan 'n nuwe visie gee sodat hy dan die persoon word wat dan die evangelie dan ook in die heidene verkondig. En hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, val dan in die tweede deel. Dit gaan oor die vestiging van die kerk in die wêreld. Hierdie hele verhaal het drie fokusse. Aan die een kant is dit dat die Here vir ons kom sê dat Jesus as die verhoogde Here wat sit aan die regterhand van God nog steeds betrokke is ook in sy bediening hier op aarde.
dat alhoewel hy opgeneem is in die hemel, dat hy nog steeds in mense se lewe betrokke is, dat hy hulle vorm verander. Ons sien dit byvoorbeeld in die steniging van Stefanus, wanneer Stefanus opkyk na die hemel, vol van die Heilige Gees, sien hy vir Jesus staan in die regterhand van God. En dan is dit dat hy dan ook kom sê, Here, ontvang my gees. En daarmee saam bid hy dan ook dat hierdie persone wat hom stenig, dat die Here hulle sal vergewe vir dit waarmee hulle besig is. Ons sien dit in die verhaal van Saulus, wat besig is om die Christene te vervolg, fanaties is daarin, en dan op pad na Damaskus, is dit dat die Here dan ook hier vir hom aanraak, om te vra, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En as hy vra, Here, wie is u wat praat, dan sê die Here, ek is Jesus. Ek is die Messias, dis eintlik jy wat my besig is om te vervolg. Ons sien dit ook in Ananias wat bid, die Here wat aan hom openbaar, dat hy nou reguit straat toe moet gaan, dat hy vir Saulus moet gaan seën, hom moet ontvang as 'n medegelowige. En dan sien ons eers sy vrees, omdat hy die verhale ken van Saulus, en hoe die Here vir hom stuur en sê, maar Saul wil ek gebruik juis in die verkondiging van die evangelie, ook in die heidene nasies. En die hele verhaal sien ons net hoe God betrokke is in ons lewe, hoe die Here ons harte verander, hoe hy ons transformeer, hoe hy ons denke vernuwe. En ons dink baie keer ons stap hierdie lewenspad alleen, maar die Here is heeltyd in ons lewe betrokke. Ons sien dit dan ook in Paulus, wat dan ook die Here leer ken. Binne 'n oogwink verander Paulus se lewe, sy hart verander, sy roeping verander. Ons lees in 1 Korintiërs 9 vers 1, dat hy sê, het ek nie vir Jesus ons Here gesien nie. En so word Paulus dan 'n medewerker in diens van God. En die laaste gedagte is natuurlik dat hierdie verhaal 'n roepingsverhaal is. Wanneer Paulus sy lewe verander, wanneer die Here vir hom bemagtig, wanneer die Here hom roep om sy getuie te wees, is dit dat hy dan vir hom sê, maar hy gaan hom gebruik om mense se harte en lewens te verander. Ananias wat dan deel word van hierdie roepingsverhaal, vir hom die hande gaan oplê, vir hom gaan seën, en om dan die opdrag gee, om dan nou eintlik dan nou ook die evangelie te verkondig aan hulle wat buitekant die kerk staan. As die Here hier sê, Saul, Saul, dan hoor ons amper die taal van 'n besorgde moeder. Hy ontvang hierdie opdrag om te sê, gaan nou en gaan leef dan ook vir my. Gemeente, ons is baie keer blind, omdat ons vasstaar in tradisie of kultuur, baie keer dalk sekere geloofsgewoontes, en nou kom die Here en hy kom sê, is jy op my pad of is jy op jou eie pad? Is jy besig om my te dien? Is jy besig om my te verkondig? Is jy besig om daar te wees waar ek jou stuur om verskillende mense se lewens te bring? Of probeer jy vir die Here voorskryf waar jy dink God moet werk en wie hy mag uitsluit en nie uitsluit nie? Kom ons bid saam. Here, mag u vir ons seën, mag u ons gebruik tot eer van u naam. Amen.